Goeiedag julle. Ja, ek sit hier so in my studeerkamer en ek is besig om ek het lekker beker koffie in die hand. En ek het begin voel dis nodig dat ek 'n tipe platform kry soos 'n YouTube channel en ja, om net die boodskappe wat ek het en hoe ek die Bybel verstaan, God se beginsels verstaan, om dit 'n bietjie wyeer te deel. Maar ek dink aan mense wat ek ken en ook mense in ons matriekgroep wat soveel taffe tye het, deur moeilike tye gaan. En ek gaan self deur 'n baie moeilike tyd. Maar ja, nou dink ek, hoe voel dit wanneer 'n mens voel soos Dawid gevoel het? Hoe voel dit regtig? Wat gebeur binne in jou? Dawid gesê het, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En hy het gesê, sy hulp is van die Here. Micha 7 vers 7 is 'n gunsteling vers vir my in die Message Bybel. En hy sê, but me, I'm not giving up. I'm sticking around to see what God will do. I'm waiting for God to make things right. I'm counting on God to listen to me. Ouens, en 'n mens verstaan nie al hierdie goed en hoekom dit vir jou beter is as jy met die Here gepraat het. Maar Paulus het al gesê in Filippense 4 vers 6 en 7 in die boodskapvertaling, moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy regtig voel, hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. So dan, sê hy verder, jy sal dan, nadat jy met God daaroor gepraat het, dan sal jy verlig en tevrede voel. Verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar nie of wetenskaplik kan uitlê nie. Dit is so. Mens kan nie wetenskaplik uitlê hoekom voel mens beter as jy gebid het nie. Maar dit is wat God doen. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat bekommernisse weer met jou emosies weghardloop. Of dat jy jou weer van voor af begin bekommer. Maats, ek wil net vir julle sê, kom ons besluit vandag. I'm not giving up. I'm sticking around to see what God will do. I'm waiting for God to make things right. I'm counting on God to listen to me. Ek sien met verwagting uit dat die Here vir elkeen wat in nood is, uitkom sal gee. Mooi bly.